Dis my altyd 'n voorreg as ek die woord kan bring en om hier op die verhoog te kan wees. En ek moet sê, as ek so kyk na die wêreld waarin ons leef, word ek soms, dit is 'n afskuwelike wêreld. Ek dink net aan die oorlog wat in die gang is, wat ons so gereeld van hoor in die laaste tyd voel ek, dit voel vir my, mense hoor net meer en meer van dit. Ek weet nie of ek net nie die nuus dopgehou het nie, maar Rusland en Oekraïne, Israel en Gaza, die oorlog in Sudan, en dit voel al ver, en ek weet, veral op skool, ons leer van oorlog, dit voel al, ek is nou iets van die verlede, dis die oud, dis die Tweede Wêreldoorlog, dit is die Anglo-Boereoorlog, en dis nou verby, is nou verby. Maar, al hoe meer ek begin voel, maar dinge is aan die gang, en hierdie oorlog raak ons, het my groot skok gegee, dat die petrolpryse so opgaan, en ek ervaar hierdie effek van die oorlog so verskriklik direk in my lewe. Maar dan besef ek ook, die oorlog wat daar buite aangaan, dit is nie 'n direkte bedreiging vir ons nie. Ek weet nie wie van julle is bang vir julle lewe hier, as van die oorlog daar nie, maar hier is nie bomme wat vlieg nie, hier is nie bullets wat trek, en ek is nie bang te wees dat ek in die crossfire getref gaan word nie. Maar, alhoewel ek daai vrede het, en nie daai bekommernis het nie, is daar 'n oorlog, wat elke dag, elkeen van ons se lewe raak. 'n Groot oorlog reg oor die wêreld, elkeen van ons, en ek praat nou nie van die geestelike oorlog wat Paulus van praat in Efesiërs nie, dit natuurlik ook, maar daar's elke dag 'n volskaalse oorlog vir my en jou aandag. Dis elke dag 'n oorlog vir my en jou aandag, want julle weet, aandag, daar waar ek en jy ons aandag spandeer, dis waarin ons tyd gaan, en dis waarin ons geld gaan, en die wêreld, die besigheid, die maatskappye, hulle weet dit, en ek weet nie wie van julle het al gehoor van die attention economy nie, die aandag-ekonomie, daar's miljoene dollars, miljoene rande wat ingaan, om jou te kry, om net 'n bietjie aandag te spandeer, aan 'n besigheid se produk, of 'n diens wat hulle lewer, want hoe meer aandag jy daaraan spandeer, hoe meer geld gaan jy daaraan spandeer, en dit het eintlik begin, in 1883, toe die New York Sun, hulle het begin, koerante, amper sê ek nou nuusberigte, koerante was nie bekostigbaar nie, dit was duur gewees, dit is moeilik om te bekom, en hierdie ou besluit toe, hy verkoop hulle vir 1 penny. Hy verkoop koerante vir 1 penny, en hy maak 'n enorme verlies. Maar baie vinnig, het hy 'n groot invloed gehad. Baie mense het sy koerant gekoop, en was getrou aan hom, en so het hy aandag bymekaar gemaak, as ek dit so kan sê. Fokus, mense se oë gekry, en dis toe hy dit begin verkoop vir adverteerders. En dit is bekend in die wêreld, dit is die draai, wanneer menslike aandag, die mense aandag 'n handelsproduk geword het, wat verkoop word, en wat mee handel gedryf word. Ek weet nie of julle volg, of het sin maak nie, maar ons sien dit het al hoe meer en meer, van daar af het dit net erger geword. Ons sien dit op sosiale media, dis ook om doomscrolling so 'n ding raak, want daar's soveel bemarking, daar's soveel navorsing wat in hierdie rigting ingaan. Hoe kan ons maak, dat iemand net 'n bietjie meer tyd hierin spandeer? En julle, daai oorlog, word elke dag geveg, dat ek en jy aandag gaan gee. En hulle het navorsing, daar's navorsing in die 1970s wat gesê is, dat aandag is die skaarsste en die mees waardevolle hulpbron op aarde. En dit is eintlik nogal, dit skok my om daaraan te dink, maar dit is so waardevol, en die wêreld het dit besef. Die wêreld het dit besef, en hulle jaag dit na. Maar dis 'n realiteit wat die Here al lankal geweet het. Die Here weet hoe waardevol ons aandag is. Hy weet, dit is waar my prioriteit trek. Hy weet, dis waartoe my tyd gaan. Hy weet, dis waartoe ons geld gaan. En hy soek dit al lankal, en hy vra al lankal. En Israel het die fout gemaak. Hulle het al die fout gemaak om dat het aandag afgelei word, en hulle het groot strikke getrap. En ek wil vanoggend bietjie gesels, juist oor daai. Hierdie oorlog wat ek het, dat ek so vasgevang word in dinge wat nie belangrik is. En julle, om dit so regtig te kan sê, ons gee ons aandag vir cheap weg. Ons gee dit weg, is eintlik soveel werd, en ons behoort te spandeer aan iets wat ewigheidswaarde het. Iets wat my gaan baat, wat die koninkryk bou, en dit nie mors op die wêreldse produkte nie. Maak dit sin? Ek hoop julle volg, en ek wil kyk na 'n storie van Israel, spesifiek in Haggai, waar hulle iets soortgelyk oorgekom het.
Nee, hulle het uitgekom uit ballingskap. So julle weet, Israel het gesondig, hulle het nie die wil van die Here gevolg nie. Hulle was nie getrou aan hom nie. Die Here laat hulle toe oor in ballingskap en hulle word uitgevoer, weggevoer na Babel toe. En in die tyd toe val die Babiloniese koninkryk en die Persië kom aan bewind. En hulle is toe goedgesind vir die Jode en hulle laat hulle toe om terug te gaan Jerusalem toe, om hulle tempel te gaan herbou, om die Here te kan dien. Maar in die tyd het hulle vyande natuurlik nie hiervan gehou nie, want Israel was op 'n stadium 'n groot nasie. Hulle was 'n sterk nasie en hulle geweet, as hulle toegelaat word om hierdie tempel te herbou, as hulle toegelaat word om terug te kom, kan hulle weer sterk word en hulle kan die mense begin onderdruk. So die vyand het van die begin af, het hulle hierdie proses teengestaan. En Israel het oppositie gekry en die bouwerk is gestaak. Die bouwerk gestaak en het vir om en by 15 jaar het daar niks verder gebeur aan die tempel nie. En dis in hierdie tyd wat Haggai na die volk toe gekom het en hy het hulle kom aanmoedig om hierdie bouwerk voort te sit. Nou, die van julle weet, Haggai is 'n 2 hoofstuk boek in die Ou Testament. Pas op, jy kan hom baie maklik misblaai, maar gaan spandeer die tyd gaan lees vinnig, dit gaan jou letterlik 'n paar minute vat. Maar daar's 'n paar belangrike lesse wat ons hieruit kan leer en 'n paar vrae wat ek vanoggend gaan vra wat ons vir onsself moet antwoord is: hoe maak ek dalk soos hulle? Waar stop ek met die Here se werk, die Here se tempel in my lewe, wat ek weer aangemoedig moet word om die werk te voltooi en klaar te maak? Waar is my aandag besig om weggevat te word, gewend te word deur hierdie wêreld, wat ek weer moet, as ek die Engels mag gebruik, reclaim en fokus op die Here se koninkryk. So die eerste vers, die eerste vraag waarna ek wil kyk, wat ek wil hê ons moet kyk, is Haggai, aan wie se huis bou ek? Ons lees dit in Haggai 1 vers 4. Nee. Hy sê, is dit nou die tyd vir julle om in 'n pragtige huise te woon, terwyl my huis in pyn lê? Nou, toe die werk gestop het, hier is belangrik te verstaan, toe die werk gestop het, toe begin die volk besig raak met ander dinge. Die vyandige nasies het die herbou van die tempel gestop, en hulle bou hulle huise, en hulle begin oes, en hulle begin plant, hulle begin leef, en al hulle aandag word weg van die tempel afgevat op hulle eie lewe. En hulle begin hulle eie huise herbou, en hulle skeep die Here se tempel heeltemal af. Nou, op die noot, wil ek net hoor, wie van julle is tans besig met 'n huisprojek, herbouings of enige iets by die huis? Of is dit Desemberprojekte? Is julle klaar? Is al klaar? Wie het in Desember gedoen of 'n plan om in hierdie jaar nog een of ander projek by die huis aan te pak? Ek sien daar's 'n hand wat hoog opgaan. Nou, op hierdie noot wil ek net vir julle vra, is dit nou die tyd om in pragtige huise te bly, terwyl ons nog nie 'n gebou het wat ons besit om in kerk te hou nie? Nou, ek sê dit om in die kies. Ons wil graag hierdie gebou koop, julle, indien die Here dit vir ons in die kaart is, wil ons graag hierdie gebou koop en dit omskep vir die kerk en vir die koninkryk. Maar dis nie eintlik die boodskap van Haggai vir ons lewe nie. Dit is die beskuldiging in daai tyd, maar die idee van die tempel, dit wat die tempel verteenwoordig het en wat hulle moes herbou, is God se teenwoordigheid tussen die volk, tussen sy mense. Die tempel was God se huis. Die tempel was die plek waar hulle bymekaar kom, waar hulle ontmoeting het met die Here, waar hulle hom kon dien, waar hulle offers bring. En die feit dat hulle gefaal het om hierdie tempel te herbou, die feit dat hulle dit afgeskeep het en heeltemal gestop het, het eintlik gekommunikeer dat die Here is nie welkom daar nie. Daar's nie plek vir hom nie, daar's nie 'n huis vir hom om in te bly nie. En hy het nie plek nie. En dis wat gebeur het. Hulle aandag was afgetrek. Hulle het opgevang geraak met hulle eie lewe en nie tyd aan die Here spandeer nie. En dis baie keer wat dieselfde gebeur in ons lewe. Nee, dinge gebeur, ons kry teestand en ek raak bedrywig met my eie lewe en die Here het nie meer plek nie. En wat dit kommunikeer is, ek het nie tyd nie, ek het nie plek vir die Here in my lewe nie. En dit is iets waarteen ons moet waak. En Jesus som hierdie eintlik vir my so mooi op in sy gelykenis in Markus 4 vers 18 tot 19. Hy praat hier van die saaiers. Die saaier wat die saad saai en dit val tussen verskillende grond. En hy sê, in die ander weer is die saad tussen die dorings gesaai is. Hulle is diegene wat die woord hoor, maar die bekommernis van hierdie wêreld, die verleiding van rykdom en die begeertes na allerlei dinge dring in en verstik die woord en dit bly sonder vrug.
En hierdie, daai laaste stinnetjie is my baie belangrik, is hierdie dinge kom op en dit verstik die woord, dit verstik die vrug. Daar is nie vrug nie. Dis wat gebeur, wanneer my aandag afgetrek word, wanneer ek nie tyd spandeer aan die dinge van die Here nie, wanneer ek nie vir hom 'n prioriteit maak in my lewe nie. Die vrug, die goeie dinge wat hy wil kweek, word doodgedruk. En hier's 3 goed in daai stukkie wat ek dink baie belangrik is, wat ons moet ter harte neem en wat met Israel gebeur het, met die Jode daardie tyd. Is die eerste ding is, hulle het die woord gehoor. Daai saad wat gesaai is, dit op grond geval en met dorings in, maar hulle het die woord gehoor. Hulle het gehoor, kom terug Jerusalem toe, kom herbou die tempel en hulle is opgewonde. Hulle het teruggaan. Hulle was vir jare in ballingskap, want hulle nie in hulle land was nie, hulle was in 'n vreemde land waar hulle ander mense se belange moes uitvoer. Waar dis nie hulle plek nie en die Here gee dit terug. Hy red hulle. So natuurlik is hulle opgewonde. Hulle het hierdie woord gehoor, maar toe hulle begin bou, toe is daar teenstand. En ons almal weet dit, ons almal ervaar 'n mate van teestand in ons lewe iewers. Die bekommernisse, krisisse, is dinge wat ons aandag vasvat en dit wegtrek van die Here. En ek dink Matteus 6 maak dit baie duidelik en hy sê, vir wie kon al 'n uur van sy lewe byvoeg omdat hy hom bekommer het? Dis ongelukkig wat krisisse doen. Dit haal my fokus weg van my voorsiener af en dan probeer ek my eie plannetjies maak. Ek probeer self my situasie uitwerk en ons het 'n verantwoordelikheid om verantwoordelikheid te neem vir die situasie waar ons self vind. Maar ons mag dit nie doen ten koste van die Here nie. Sy tempel, sy werk moet aandag kry in my en jou lewe. En dis die eerste vraag wat ons self gedurig eintlik moet afvra. In hierdie oorlog vir ons aandag, is ek besig om tyd te spandeer in die Here se tempel? Is ek besig om tyd te maak vir sy werk, vir sy dinge? Of raak ek opgevang in my eie huis, om dit mooi te maak, om dit te versier, om my sekuriteit en my plek in hierdie wêreld vas te maak? Of is die Here deel? Laat ek hom toe. So dis nommer 1, dis vraag nommer 1 wat ons gedurig vir onsself moet afvra en seker maak ons prioriteit is reg. En vraag nommer 2 is, voel ek soms teleurgesteld met die uitkoms? Want ek dink teleurstelling is een van die groot dempers in die werk en goed wat vooruit moet gaan. Haggai 2 vers 3 lees ons, wie van julle het gesien hoe mooi die vorige tempel was? Hoe lyk die een vir julle? Lyk hy nie na niks in vergelyking met die vorige nie? Nou, ek dink hier is eintlik baie hartseer vers, want hier kom hulle herbou, en van die mense wat in ballingskap teruggekom het, is gebore in ballingskap. Hulle het geen idee van hoe Jerusalem, hoe die tempel gelyk het, voordat hulle weggevoer is nie. Maar dan is daar ook van hulle, wat geleef het in Jerusalem, wat geweet het hoe dit was, wat het ervaar het, wat die tempel gesien het, wat gesien het hoe wonderlik, en hoe asemrowend dit was, en dan kom hulle terug, en die nuwe een, hy lyk nie dieselfde nie, hy sê, hy lyk na niks in vergelyking met die vorige nie, en ek dink hulle is teleurgesteld, in hulle verwagting, en mismoedig gewees. Nou, hou in gedagte, wie van julle is DIY'ers? Wie van julle hou van projekte aanpak by die huis, of op julle eie? Nee? Ek sien nie so 'n paar hande, nou ek is mal daarvan om goed in my eie huis te doen. Dit is vir my lekker, ek geniet dit, en ek begin altyd met 'n lekker entoesiasme, en begin met passie en vuur, maar wie van julle het 'n halwe projek by die huis? Wie kan vir my sê, wie het 'n projek wat jy aangepak het, en nou staan dit daar, of dalk 2 of 3. Nou, ek sien hier's 'n paar eerlike mense, myne ook, ek wil nie eers sê hoeveel nie, maar statistiek wys, julle, hierdie is eintlik 'n scary statistiek, dat tussen 60 en 70% van alle DIY projekte wat aangepak word nie voltooi nie. Nou ek hoop nie dis julle nie, maar dalk is dit julle, of dit vat baie lank, 10% van dit vat meer as 'n jaar om voltooi te word. It happens. Nou, daar's 'n paar redes hoekom hierdie gebeur. Eerstens, gewoonlik die werk word onderskat. Ek weet hoeveel keer ek nog vir my vrou gesê het, nee, ek gaan dit net die naweek. Ek het die naweek tyd en die naweek kry ek nie klaar nie, en ek het nie meer tyd nie, so dit staan vir lank. Dit staan vir lank en vat voltooi word. Of dit is te duur. Geld raak op. Of dit was baie moeiliker as wat ek verwag het, en ek het nie die skills nie, en dit staan. Of sommige mense raak net plainweg verveeld,
en abandon dit net. Dit gebeur ook. En ek dink, dis dieselfde wat hier gebeur het met die Jode. So hulle het hierdie verwagting gehad, en dit was nie dieselfde. Die Here het hulle dan nou geroep om hierdie tempel te bou, en dit was nie maklik nie. Hulle het teenstand gekry, en het hulle mismoedig, en hulle die werk laat stop. En hulle baie keer gebeur het met ons geestelike lewe presies dieselfde. Die Here roep my, hy gryp my hart aan, en hy openbaar vir my iets, hy wys vir my, hoorie, doen dit, Chris, vat hierdie volgende stappe, kry die reg in jou lewe, en ek raak opgewonde, en ek het 'n passie, en ek het 'n vuur, en enthousiasme, en ek pak het vol stoom aan, en dan begin dit bietjie moeiliker raak. Dan kom 'n uitdagings wat ek nie voorspel het nie. Dan is daar krisisse wat voorval, en hierdie motivering, hierdie passie raak bietjie minder, totdat die werk heeltemal stil staan. Hierdie tempel het vir 15 jaar, min of meer, het hulle niks gedoen daaraan nie. En ek dink baie keer word die werk gestop, die werk van die Here stop in ons lewens, omdat ons teleurgesteld word, want ons verwag, dis nie wat ons verwag het nie. Dis nie wat ek gedink het gaan gebeur, of hoe dit gaan nie, en ek stop. Nou, die tempel van ouds van Salomo was wonderlik, was groot, dit was goud, silwer, en die een in Haggai is klein en eintlik maar, dis regtig niks gewees in vergelyking met die ander een nie. Maar, ek dink wat mense vergeet soms, en iemand het hierdie vir my gesê, en dit het my hart nogal aangegryp, is dat, ekskuus, voordat ek daar hardloop myself nou amper vooruit, 'n probleem wat ons het in ons samelewing, en ek dink julle het al baie gehoor, is instant gratification. Enigiets wat ek wil hê, kan ek omtrent oombliklik kry. As ek 'n bestelling plaas op my foon, ek kry dit teen vanaand of môre, as dit ongelukkig is, dan is dit aan die einde van die week, maar dan oorweeg ek soms om nie eers te bestel nie, want dit vat te lank. Enige content wat ons soek, enige online movies of content, ek kry dit nou, ek kan dit nou, as ek nou toegang daartoe, ek hoef nie eers meer 'n DVD winkel toe te gaan om 'n movie te kry nie, dis op my foon, dis by my, dis oral, dis toeganklik, en ons het nie meer die geduld om 'n proses deur te sien nie. Want ek is nie net ewe skielik 'n volwasse gelowige met al die karaktereienskappe en die vermoëns wat ek graag wil hê nie, en ek dink dit ontmoedig ons. Ek pak hierdie pad aan saam met die Here, hierdie drang wat hy in my lewe gemaak het, hierdie vuur om weer terug te keer na hom toe, saam met hom die lewe aan te pak, en dan sal sekere hekkies wat ek sukkel om te oorkom, wat tyd gaan vat, en dit ontmoedig ons, want ek wil nou wees soos wat ek, die prentjie wat ek het. Wie voel soms so? Wie voel soms, hoorie, ek is 'n bietjie ongeduldig, want ek wil nou wees wie ek behoort te wees. En ons vergeet dat stadige vordering is steeds vordering. Daar is steeds vordering. Waar daar eers geen tempel was nie, is daar nou iets. Daar's 'n plek vir hulle om die Here te gaan ontmoet. En dis iets wat ons moet onthou, wanneer ek nie is waar ek voel ek wil wees nie. Wanneer ek nie is waar ek voel ek moet, waartoe ek streef nie, moet ek onthou, terugkyk, kyk waar ek was. Wat was in my lewe? Wat het die Here reeds bewerk? In Filippense 1 vers 6 is 'n baie mooi belofte om aan vas te hou. Ek is veral daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit eind uit sal voer, en dit sal eindig op die dag wanneer Christus Jesus kom. Die Here is nie klaar met jou nie. Nee, die werk wat jy doen vir die Here, dit wat hy kweek, waar hy jou vorm, hy's nie klaar nie. Moenie mismoedig word as dit nie so vinnig gaan soos wat jy graag wil hê nie. Of as daar uitdagings is wat jy voel nie meer 'n probleem hoef te wees nie. Hou vas aan hierdie belofte. Dan vraag nommer 3 wat ons self moet aanvra. Hierdie twee loop eintlik baie hand aan hand. Dit is, wat is my dryf? Wat is my motivering? Hoekom volg ek die Here? Hoekom bou ek aan sy tempel? En Haggai 2 vers 9 is my so mooi. So mooi, hy sê, die roem van die tempel sal in die toekoms groter wees as in die verlede, sê die Here die Almagtige. Op hierdie plek sal ek vrede gee, sê die Here die Almagtige. Nou, ons almal weet, die tempel van die Here is ons. Ek en jy is sy tempel. Hy woon nou binne ons. Toe Jesus die dag sterf het aan die kruis, het hy nie net vir ons sonde betaal nie, hy het nie net die dood oorwin nie, hy het die tempel se kleed geskeur, want God bly nie meer in die tempel nie, hy bly nou in ons, hy is by
ons. En die tempel in daai tyd het verteenwoordig, dis waar God bly. Dis waar hy is. En die fout wat die Israeliete gemaak het, is hulle het verwag, hulle wil 'n mooi plek maak, hulle wil iets daai wow factor hê waar die Here bly. Maar hy moet net 'n plek hê. Ek dink die Here gee nie om hoe jou lewe dalk lyk nie. Of jy 'n mooi, goue, silwer, pragtige tempel het, of jou lewe alles in mekaar is nie, al val jou lewe uit mekaar uit. Hy soek net 'n plekkie om te kom bly. Hy wil deel wees van jou lewe, want is hy wat jou gaan help dit herstel. Ek hoop dit maak sin. Ek hoop dit maak sin, want hierdie teleurstelling, as my verwagting is, ek bou iets wow. As ek bou in die Here se tempel om iets asemrowend te skep, iets wat dalk leaks lyk, of my eie lewe gemaklik maak, dan gaan ek teleurgesteld word. As my verwagting verkeerd is, en my dryf, my motivering is geanker in 'n verkeerde verwagting, dan gaan ek teleurgesteld word en die werk gaan stop. Maar as my dryf, as my verwagting is, my motivering om 'n plek te hê waar die Here kan werk in my lewe, om spasie te maak nie saak hoe groot my huis is nie, maak nie saak of ek baie plek het of min nie, hy soek net 'n plekkie. Hy wil net hê, ons moet plek maak in ons hart. Dis wat hy by die volk gesoek het. Hy wou deel wees van hulle samelewing. Hy wou tussen hulle kom woon. Dit het nie vir hom gegaan oor die goud en die silwer nie, het nie vir hom gegaan oor die fancy tempel nie. Dit gaan oor die plek in hulle harte. En die roem waarna hy verwys, van die toekoms, van die tempel wat kom in die toekoms, wat beter gaan wees in die verlede, dit is ons. Ons is sy roem. Ons is die trots waarna hy verwys, want ons is beter, hy bly tussen ons. Dis van ons wat hy van hou, by ons wat hy wil tyd spandeer, en hy wil deel wees van ons lewe. Ek hoop dit maak sin, want ons moet hom nie afskeep nie. Al is dit 'n vervalle plek, laat hom in. Die vraag wat ek en jy moet vra, is hy welkom in my hart? Al is dit nog nie voltooi nie. Al is dit nie 'n mooi goue paleis waar die Here bly nie. En hierdie motivering gaan baie ook gepaard met ons ingesteldheid. Hoe sien ek my rol in die koninkryk, in die bou van hierdie tempel van die Here? Paulus som dit vir my baie mooi op in 2 Timoteus 2 vers 4. En dit pas baie mooi in die idee van hierdie oorlog vir aandag, hierdie geveg. Hy sê, 'n soldaat in aktiewe diens wat sy bevelvoerder tevrede wil stel, bemoei hom nie met die dinge van die gewone lewe nie. Nou julle, ek is baie dankbaar, ek was nog nooit in 'n oorlog nie. Ek weet nie hoe dit is dan. Al wat ek weet daarvan is dit wat ons sien in die movies. Maar wat ek wel weet is dis aaklig. Dis nie 'n plek waar jy wil wees nie. Dis gruwelik, dis gruisam, dis angswekkend. En 'n soldaat wat in die oorlogsveld is, kan ek jou waarborg, is nie besig om te bekommer oor wat se kleur die mure geverf moet word by die huis nie. Hy worry nie of die tuin nat gemaak word nie. Hy worry nie oor die nuwe Hilux wat uitgekom het, wat hy dalk wil koop nie. En die dames worry nie oor die nuwe vroupillows wat hulle op die bed wil gooi nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Dit maak nie saak of die toiletpapier vooroor of agtertoe hang nie, want dit is irrelevant. Dis irrelevant. Dis nie waaroor dit gaan nie. As ons aandag verloor, as jy in die oorlog is en jy verloor aandag en jy verloor fokus, dan kan dit jou en jou medesoldate se lewe kos. En ek waarborg julle, jy hoef nie vir die soldaat daar in die oorlogveld te sê, hoor jy hou nou opdroom oor daai bakkie nie. Moenie nou worry of die geyser af is by die huis nie. As die koels vlieg, dan is dit 'n baie natuurlike reaksie. En ek dink as ons plek in hierdie geestelike oorlog ernstig opneem, as ons besef hoe ernstig dit is en hoe belangrik dit is om ten volle gefokus te wees op die Here, dan raak dit baie makliker om nie, as ek Engels mag gebruik, sidetrack te word met die dinge van die lewe nie. Met die dinge wat ons aandag so afgeleid, die mooi huis wat ek wil maak en ten koste van die Here of my toekoms of die bakkie wat ek wil koop nie. Die Here kom eerste. Die soldaat wat in die veld is, luister na sy bevelvoerder. Hy fokus mooi want dit beteken oorlewing. Dit beteken oorwinning in hierdie oorlog. Ek hoop dit maak sin. As jou ingesteldheid reg is op die Here en ons leef om hom te volg en 'n plek vir hom te maak, dan kom die oorwinning oor hierdie ander goed baie makliker. Okay. En die laaste vraag, wat ons moet afvra, wat ons leer uit Haggai uit,
is ek besig om 'n heilige tempel te bou? Sien, die volk het begin bou en na Haggai se aanmoediging het hulle die bouwerk voltooi en Haggai sê toe, so is hierdie volk, hierdie nasie is in my teenwoordigheid, sê die Here. So is alles wat hulle doen, elke offer wat hulle na my tempel toe bring, is onrein. En hierdie is harde woorde en Haggai gaan toe, hy word gestuur deur die Here na die profete toe, of na die priesters toe, om hierdie vraag te stel. As ek vleis het, wat geheilig is, wat toegewy is aan die Here, en dit raak aan die groente, die vrugte, aan die wyn, aan die res van die kos, is dit ewe skielik heilig? Die antwoord daarop is nee. Nou, hierdie verwys na die reinigingswette in Deuteronomium, Exodus, al daai goed. En dis nie dit werk nie. Die goed word nie heilig omdat die heilige vleis het aangeraak het nie. Maar dan vra hy die ander vraag, as iemand aan 'n lijk geraak het, dan word hy onrein. En daai onrein persoon gaan dan na die kos toe en hy raak daaraan, is die kos dan onrein? En die antwoord is ja, dit is hoe dit was, hoe die wette gewerk het. En die punt wat hy daar probeer maak is om vir hulle te sê, hierdie volk, hierdie bouwerk wat julle gedoen het, julle is nie outomaties heilig of gereinig omdat julle aan 'n heilige tempel werk nie. Dis nie hoe dit werk nie. Jou lewe moet die Here prys, moet heilig wees. 1 Petrus 1 vers 16 sê, daar staan immers geskrywe, wees heilig want ek is heilig. So Haggai se oproep, Haggai se opdrag en sy aanmoediging aan die volk was baie meer as om net 'n tempel te herbou. Dit is baie meer as om net te sê, kom ons maak plek vir die Here. Hy het die volk geroep om hulle lewens te draai. Hy het gepreek vir lewensverandering. En sê, kom ons draai weg van ons onheilige lewe. Die feit dat ek besig is met die dinge van die Here, dit beteken nie ek is op die regte pad nie. Die feit dat ek luister vir hom, dat ek vir hom gesag gee in my lewe, dis die bepalende faktor. So nie net moet hy in my hart woon nie, ek moet hom gehoorsaam, ek moet hom dien. En dis die boodskap, en dis waarmee ek julle wil los vandag, is ek weet nie waar jy sit op die oomblik nie, ek weet nie wat jou situasie is, of jy dalk nog vasgevang is in Babylon, en wag vir redding nie, want die Here wil ons red, hy wil ons uitroep, maar dalk is jy al uitgered, dalk is jy al uit jou ballingskap uitgeroep, en jy sit in Jerusalem, jy sit daar in die beloofde land waar die Here jou wil hê, maar die werk wat jy van doen het, stagneer. Die werk wat jy doen gestagneer, jy het sidetracked geword met die dinge van die lewe. Of dit nou is, as gevolg van die krisis, want ek weet, 'n krisis kom, dis krisis op krisis op krisis, en dit hou ons aandag, en ek dink altyd, as ek hierdie ding kan afhandel, dan sal ek tyd aan die Here gee. As ek net deur hierdie fase kan kom, dan sal ek die Here nommer 1 maak. Maar dis ongelukkig nie hoe dit werk nie, ek moet die Here nou nommer 1 maak. Die Here beskuldig die volk in Haggai 1, en hy sê, julle het baie gesaai, julle het min geoes. Julle het geëet, maar julle het nie genoeg gehad nie. Julle het klere aangetrek en julle het nie warm geword nie. Hy sê julle is soos dagloners wat hulle loon in 'n stikkende beursie steek. En die rede hiervoor is, hulle het al hierdie tyd aan hierdie dinge toegewy, maar omdat die Here nie deel was nie, was sy seën nie daar nie. En hulle werk ter vergeefs. Daar's een van die profete het gesê, as die Here nie deel is van die bouwerk nie, as die Here nie die huis bou nie, bou die bouers ter vergeefs. En as jy dalk daar is, jy voel, dis 'n eindelose geveg in hierdie lewe, om voor te kom, om krisis op krisis, en jy kom jy voor, dalk is dit omdat die Here nie deel is van daai krisis van jou nie. Dalk is dit omdat hy nie die aandag geniet, wat hy behoort te geniet in jou lewe nie. En ek wil jou vandag uitnooi, of jou vandag aanmoedig, om 'n pen in die grond te kap en te sê, ek gaan nie my aandag cheap uitgee vir hierdie wêreld, en vir hoe hulle die aandag soek nie. Elke notification, elke boodskap, elke billboard, elke advertensie op buite is 'n geveg vir jou aandag, vir jou tyd. Kom ons maak doelgerig, kom ons spandeer dit doelgerig, hierdie waardevolle hulpbron aan die Here, aan iets wat ewigheidswaarde het. Ons bou aan sy werk in ons lewe. Want dit is waar die vervulling is. Dis wanneer ons arbei, wanneer ons baie saai en ons oes, en ons het 'n vervulling in ons lewe. Wanneer die loon nie in 'n stikkende beursie ingaan nie, maar ons geniet die Here se seën. En ek voel vervuld, ek voel vergenoegd, want die Here is deel, hy bou saam met my. Ek ken of julle kan maar opkom. Kom sluit net die oë, dan bid ons saam. Ag Hemelse Vader,
Dankie dat ons kan kyk na Haggai. Here, dat ons kyk na die volk, dat ons weet, Here, soms is ons in ballingskap, soms het ons foute ons weggelei van U, weggelei van die land waar ons wil hê. Maar Here, U red nog steeds, U is nog steeds getrou, U bring ons terug. Maar ek bid Vader, dat wanneer U ons terugbring, ons in dankbaarheid, U sal aanhou dien, U sal prioriteit maak in ons lewe. Die tempel sal bou, Here, 'n heilige tempel sal bou, Here, dat ons nie net sal deel wees van die werk, van U werk nie, en die dinge van U nie, maar Here, dat ons lewe sal aanpas, en 'n lig sal wees, daar waar ons is, dat ons gehoorsaam sal wees en onderdanig aan U. Here, help ons om tyd te maak vir U. Here, dat ons nie mismoedig sal word, as vol verkeerde verwagtinge nie, maar dat ons ook sal streef na verhouding met U. Dat U in elke aspek van ons lewe deel is, dat U bly in ons midde. So, Here, bemoedig ons, help ons deur ons krisisse. En laat toe dat ons 'n lig kan wees in 'n gebroke wêreld. Dat ons 'n volk kan wees, dat ek 'n lig in hierdie wêreld kan wees. Ek vra dit alles in Jesus se naam. Kinders van die Here sê, amen.